gered nie. Hy het vir ons ook 'n nuwe stembank gegee. En daai stembank is lief om uit te roep, loof die naam van die Here. Loof die Here saam met my. Dankie dat ons die naam kan grootmaak. Oh, without you, I can do nothing. Without you, I surely fail. Without you, I will be like a without the same. Without you, I am nothing. Without you, I should fail. Without you, I would be guilty. Like a ship without the sail. Jesus, my Jesus, you know me today. Takes a beauty away. Jesus, my Jesus. Without Him, how lost I will be. Oh Jesus, Jesus, my Jesus, know me today. Takes a beauty away. Jesus, my Jesus. Without Him, how lost I will be. Oh, without Him, how lost I will be. Amen. Steek my hand op as jy saamstem. Sonder die Here is ons verlore. Mag hy altyd ons sterkte en ons krag wees. He is my liefde, my vreugde. He is my healing, my hope. Alleluia, my Redeemer. He is my help in
ons nie anders. Om hierdie vreugde en hierdie blydskap wat U in ons geplaas het, Here, maar net saam te kan gebruik met ons lofsange, saam te kan gebruik vir ons aanbidding teenoor U, Here, want U is nie net die lied en die vreugde nie, U is nie net die soetroos van Saron nie, Here, maar U is my krag, U is my sterkte, o Here, en U wil ek bly, Vader, want U is my seun. U seën ons, U salf ons, U raak ons aan, o Here, en U gee my moed vir elke nuwe dag wat U in my lewe plaas. Daarom, Here, kan ons nie anders om net dankie te sê vir U goedheid, U grootheid en al U liefde oor ons nie. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen en amen. Prys die naam van die Here. Prys die naam van die Here. Hy wie is, gister vandag, ons sien hom al reeds volgende Dinsdag hier. Ons sien hom al reeds Sondag, wanneer ons sy naam aanbid en voor hom wil neerbuig. Ek het vanmôre iets baie interessants. Wanneer is daar nou iets wat nie interessant is as mens die Bybel oopmaak nie? Ons het 'n Paasnaweek bekom. En nou gaan ons almal seën. Baie ek is so maar daar. Ek wil met u gesels oor eenheid met Christus. Waaroor het ek verlede keer gesels? Ek en my Vader is, wat vir my? Okay. Ons is saam, ook deel van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nee, want as daar die drie nie met my vermeng is nie, dan moet ek begin huiswerk doen. Ek moet dit gaan beoefen. Ek moet vir die Here gaan vra, waar doen ek iets tekort in my lewe, maar die uiteinde ek moet by die eenheid met Christus inkom. Wat het ons nou gesing? Sonder U is ek tot niks in staat nie, soos 'n skip met 'n seil sonder wind. En terwyl ons almal nou op pad is na Paasnaweek toe, en die geestelikheid van hierdie Paasnaweek gaan begin geniet, dan gaan ons herinner word aan die gebeure wat voor die kruis gebeur het. Met ander woorde, die gespot met Jesus, die gegeesel wat hy deurgegaan het, al hierdie beskuldigings, hierdie pyne wat hy moes verduur, ons gaan weer daarin herinner word. Want ons gaan nou hoor, dis nie net, alweer moet ek in my hart weer seer kry nie, nee. Ons gaan die gebeure aan die kruis weer beleef. Aan die kruis, veral daai laaste woorde, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Maar ons gaan ook in hierdie naweek dan ook sien die begrafnis van Jesus. Ons gaan ook deel wees aan sy opstanding, want dit is waar ons vandag leef as gevolg van sy opstanding. Ons gaan ook dan ervaar hoe Jesus opgevaar het na die hemel. Maar al hierdie dinge, as dit nie 'n persoonlike waardes in ons lewe byvoeg of is nie, dan is ons op die verkeerde pad. Al hierdie gebeurtenisse moet gekoppel word aan my, want Jesus het alles vir my gedoen. Nou, dit is nog nie lang naweek nie. Dit is nog minder Paastyd. Maar in my lewe, die dag toe ek my hart vir die Here gegee, het dit Paasfees geword. Ek moet elke dag hierdie Paasfees gedenk, en ons gaan nou sien
waarom en vir wat. Ek moet in die eerste plek kyk na my wedergeboorte. My wedergeboorte is nie al wat God van my vra nie. Ja, die wedergeboorte het 'n verandering in my lewe gebring. Wat sê die woord vir ons? Alles het nuut geword. Die ou dinge is verby. Kyk, ek is nou met Christus. Met ander woorde, my hele natuur en die uitkyk op die lewe het verander. So met ander woorde, ek kan nie die Here Jesus op die Sondag aanbid en Maandag, waag dit om in my pad te wees nie, nee. Daai tipe van ding. So ons moet oppas waarmee ons besig is. En dan gaan ons ook kyk na regverdigmaking. So ek is nie net aangeneem en gelos en gelaat staan nie. Die Here wil hê dan moet iets uit hierdie wedergeboorte van ons vloei. En in hierdie Paastyd wat vir ons wag, het ons 'n tyd wat om vir onsself te sê, be there, done that. So dik af om te sien, waar staan jy? Hoe vorder ek? Wat is my stand? Want regverdigmaking wys my ek het 'n stand. Ek staan in Jesus. Ek staan in sy oorwinning. En dan moet ek kyk op die einde van die dag na heiligmaking. Wedergeboorte het gemaak dat ek kan heiligmaking nastreef. Want heiligmaking is my daaglikse wandel met die Here. Dit is hoe ek die woord lees. Dis omdat my karakter verander het, kan ek nou met soveel vrymoedigheid my heiligmaking uitleef. Heiligmaking sê, waar is die wag voor die mond? Heiligmaking vra, hoe lyk jou hart? Nie teenoor God alleen nie, maar ook teenoor jou medemens. Jy sien, Johannes 1 vers 12 sê iets baie moois. Jesus sê, maar almal wat hom aangeneem het, hoor hierdie mooi verhaal. Aan hulle het hy mag gegee. So moenie hier sê dat ek is nou 'n wurmpie Jakob, ek is nou in die diep kant ingegooi en swem, ja nie swem nie. Die Here sê nee, as jy my aangeneem het, werklik waar my aangeneem, dan het ek vir jou mag gegee om kind van God te word. Maar nou sê hy hierso, almal wat in sy naam glo. So jy kan almal 'n rad voor die oor draai, maar nie vir die Here. Glo jy in die Here Jesus? Daar's nog 'n punt wat ons aftik, want ons kom by hierdie lang naweek uit. Johannes 1 vers 13 sê, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man is nie, maar uit God gebore. Hoe het jy gevoel die dag toe jy jou hart vir die Here gee? Dit gevoel asof 'n hele lofteskare eintlik vir jou op jou neerkom en die hemel het in beroering gekom. Maar die Bybel sê dis moontlik, net as daar ten minste een siel om tot God bekeer. Met ander woorde, dit sê vir my, daar was 'n tyd toe ek sonder God en sy gebod was. As die Here so ernstig is oor die mag wat ek het, dan sê dit vir my, daar's ook tyd wat ek het nie gehaat het nie. Ek was op my eie aangewees, want wat Henk sê is wet, wat Henk doen is reg. Nou ons eenheid met Christus beteken dat ek 'n ewige sekuriteit het saam met die Here. Hoekom? Wat sê Jesus in Johannes 10? Ek gee hulle die ewige lewe. Dis die sekuriteit, want hy gee ons die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Halleluja! Dink net hoe kyk die Here agter ons, as ek net sê, Here, ek glo in U, sal nooit verlore gaan nie. En niemand sal jou uit sy hand uittrek. Hoe beskerm die Here ons? Is dit iets wat ek kan aftik? Is dit iets waaroor ek gewonder het? Het ek twyfel gehad daarin? Hoor wat sê Johannes 10:29, my Vader wat hulle aan my gegee het. Die Here bid dit ook sommer daar in Johannes 17. Is dit nie mooi nie? My Vader
wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit my hand uitreik nie, want ek en my Vader is een. En al wat Jesus Luther sê, welcome to the club. Welkom, welkom. Daarom sê Paulus vir ons met soveel vermoedigheid ook in Romeine 8:38, wat sê hy daar ook? Sal iemand ons uit die hande van die Here kan neem? Sal iemand ons kan skei van die liefde van die Here, of wat daar in die Here is nie? Nee, 1000-maal nee. Wanneer Jesus praat van die lote dam, en hy praat van snoei, dan voel dit so asof dit dan nie liefde is nie. Maar wanneer die Here praat van ek moet sny, want dit gaan jou vrug beïnvloed, jy gaan meer vrug gee. En wonder mens baie keer, hoekom sê die Here dit? Vir een goeie rede. Daar's mense wat net leef. Hy leef nie. Hoor wat sê hy? Jy leef sonder rigting. Jy leef eintlik sonder 'n doel, want God skep vir ons die rigting. God skep vir ons die doel. En as ek op my eie aangewese is, dan leef ek mos maar net. En nou sê die Here in Johannes 15, en ons het daaroor gesels, as jy nie in my bly nie. Nou as ek nie in hom bly nie, dan word ek mos uitgewerp soos 'n loot en verdroog. En die duiwel klap handjies, dat hy meer hout om vuur mee te maak. Want as ons met hom saam gegroei het, dan gaan ek mos nie los die langs die pad nie. As ek die liefde van die Here leer ken het, dan gaan ek hom mos nie los langs die pad nie. Saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood. En daarom is die doop so 'n mooi voorbeeld. Ek is met Christus gekruisig, kyk, ek leef nie meer nie. En deur die doop sê ons, kyk, ek is as 'n ou mens in die graf ingegaan en as 'n nuwe mens saam met Christus uit die graf uit opgestaan. Maar ek kan dit nie sê dat op my belydenis, dat ek Jesus Christus aangeneem het, en ek spring in die water, sonder dat ek dit bely het nie. So, met die mond bely ons, met die hart bring al hierdie dinge, kom dit na vore. Die tweede gedagte sê, die eenheid met Christus bedoel ook my en jou se vrugbaarheid. So as die Here Jesus sê, ek wil dit en dat aan jou doen, sodat jy meer vrug kan lewer, moet ons verstaan wat die Jesus sê, want hy sê, as ek nie met die hele tyd met jou besig is nie, gaan jy net lewe. As ek nie die hele tyd vir jou bemoedig en versterk nie, dan moet ons maar weet, dat sonder my, julle tot niks in staat is nie. So, tik ek af die hele tyd om te sê, Pinkster, kom, ek is reg vir jou, ons gaan Pinkster beleef. Romeine 6:22 sê Paulus, maar nou dat julle vrygemaak is van die sondes, diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heilig maak. Kosbaar. As ons hierdie dinge doen, dan is ons besig om die mooi dinge wat God vir my in my lewe bedoel. Hy sê, julle het vrug en dan uiteindelik die ewige lewe. Alles waarmee God begin, waarmee hy begin? Met die sekuriteit. Maar as ek die dit en dat en die volgende afskeep, dan gaan ek besorgd wees oor my sekuriteit, wat Christus aan my gegee het. Maar hoor, so my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus. Wat het Jesus gesê? Ek het nie gekom om die wet te vervul nie, of die wet weg te neem nie. Ek wil hê die wet moet 'n goeie smaakie in jou mond kry. Julle moet die wet verstaan, want ek het julle lief. Om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrug kan dra, want die vrug
van die Gees bestaan in alle goedheid, geregtigheid en waarheid. So in hierdie Paastyd wat aan die kom is, merk af, is ek besig met die Heilige Gees, laat ek die Heilige Gees toe in my lewe. Jy sien, om gesnoei te word, is nie net die gedeelte waar God wil sê, ek is in beheer nie, maar hy wil hê, my vrug moet vermeerder. Dis die soetheid aan hierdie hele deel. Ons kan nie die een dag die Here dien, en die volgende dag nie die Here dien nie. Ek wil amper sê, ons kan nie bekostig om een diens van die Here te skiep nie. Ek moet 'n begeerte in my hê om elke dag te sê, Here, hou my trou, hou my trou, hou my trou. Derde gedagte sê vir my, eenheid met Christus meen dat ek is ook toegerus vir my dienswerk. Nou het ek my hart vir die Here gegee. Dan sit ek op my rocking chair, ek is op pad hemel toe nie. Ek moet diens verrig vir die Here. Ek moet iewers in die gemeenskap, of vir myself, daarom net ek kan 'n bietjie bid. Die verskil in hierdie dienswerk is baie duidelik vir ons uitgespel, want as ons byvoorbeeld 1 Korintiërs 12 gaan lees, dan sê hy daar vir ons, daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. God het nie aan ons elkeen presies dieselfde opdragte gegee nie. Hy het gesê, gaan daarheen. Gaan met die Gees, gaan met jou opdrag. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou. Wat sê hy verder? En daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat in alles en in almal werk. Kan ek nog iets aftik op my lysie? God het vir my 'n goeie werk gegee. Wat ook al ons vir die Here doen, moet ons vandag besef, God is met my. Hy is deel van my bediening. Hy is nie net gesê, gaan swem, Janie, swem nie. Ek is nie op my eie aangewese nie. God sal met ons wees. En dis die dinge waaraan ek moet dink, is ons nou weer, want dis 'n amper wil ons sê 'n siklus wat voltooi is. Nou is ons weer. Wat het ek in hierdie siklus gedoen? Het ek myself oorgegee vir die Here? Het ek vir die Here Jesus gesê, Vader, U moet my rigting aanduier wees? Om in eenheid met Christus te wees, bring 'n logiese samewerking tussen ons. Dit bewerk iets. As iemand sê amen, dan verstaan die ander persoon, hoekom het jy amen gesê? Iemand sy hande oplig, en dan verstaan 'n mens, dat hy is opgewonde, hy wil die Here loof. So ons is een met mekaar, wanneer hierdie dinge geskied, ten spyte, of te midde van, wat is die mooi woord, verskeidenheid. Wie van julle kom van een ma af? Dan moet julle eerlik wees. Die vierde gedagte sê, en dis een wat ek wil afsluit mee. Eenheid is kameraadskap met Christus. Eenheid is kameraadskap. Wat hoeveel keer kan ons amper soos Josua wil sê, ek en my God, Dawid sê, ek en my God, ons is kamerade, want ek weet, soos die meisie vir die olifant gesê, kyk hoe dat bewe ons hierdie brug waaroor ons loop. Ons kan ook die wêreld laat bewe, as ons kameraadskap met God het. Hoekom? Want God het my eerste vertrou vir sy dienswerk. Want ek het my voorberei, en alles wat God se plan is, alles wat sy oogmerke is, alles wat sy gedagtes is, het hy nou in my hart kom stoor. En ek is besig om daar die goeie pad te loop. Hoor wat sê Paulus in Efesiërs 1:8, hy wat oorvloedig aan ons
oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehaag, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as op die aarde is, onder een hoof te bevestig. God het die pad vir ons reggestel, reguit gemaak, en ek moet net sê, here I am. Maar hoor wat sê die woord vir ons. Want in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens sy raad en sy wil. Hoor wat sê hy? Sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is. Dink 'n bietjie as ons vir iemand 'n tap op die skouer sê, mooi so. Hoe klink dit wanneer Jesus vir ons sê, mooi so, getroue diensknegt. Ons is verseël met die Heilige Gees van die belofte. En hoor hierdie belofte, en hierdie Heilige Gees, wat die onderpand is van my en jou se erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Wie raak opgewonde as ek my lyfie afgeteken? God. Jesus raak. Hy sê, Vader, elkeen wat U my gegee het, kyk wat doen hulle. Waar staan ons? Waar staan ons op ons lysie? Het ek huiswerk om te doen? Verseker. Want ek gaan geboelie word môre, of nou. Iemand gaan vir my iets sê wat ek nie van hou nie. Wat maak my opgewonde? Al wat my opgewonde maak vandag, is dat ek 'n eenheid met my Jesus is. Ek is 'n eenheid met my Jesus. En as ek 'n eenheid met my Jesus is, dan hoor wat het die man aan die kruis gesê. Here, dink aan my. Maar as ek 'n eenheid met Jesus is, dan gaan ek dit nie sê nie. Here, dink aan my wanneer U in U koninkryk instap. Nee, Here, ek stap saam met U, want ek is reeds saam met U, die koninkryk van God op aarde. Halleluja. Vader, ons kan nie anders. Ons kan nie anders om ons hande in U hande te plaas nie. Ons kan nie anders om ons lewe in U lewe te sien nie, Here. Ons kan nie 'n vrye lewe leef sonder U nie, want U is ons God. U is ons meester. U is ons algenoegsame. Ja, die een wat die dag van môre reeds weet. Daarom buig ons maar net vanmôre, Here. Shaban, Robontu, Roboshi. Raak my aan. Raak my aan, Here. Wys vir my die rigting wat U wil hê ek moet wandel, Here. In Jesus naam. Amen.